Goeiemôre julle pragtige mense hier op die 20ste April 2026, maandagoggend. Ja, 22 tot 26, is al 4 jaar. Is langer as 4 jaar wat ek al terug is hier in Suid-Afrika. Nee? Ja. Hoe werk ek? Hoe doen ek aan nou my somme? Andrew, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Baie dankie by nog 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons idee is om oplossings te gee en nie net te praat nie. Jy weet, ons bou aan oplossings. Ons probeer om goeders in plek te sit wat later gebruik kan word om 'n struktuur, 'n basis te vorm, 'n fondasie te vorm vir dit wat ons nodig het, wat voorlê. En nou Andrew sal van ons topic hou vanoggend, ons praat oor die weermag. Ons weet dat ons het jare se basisse daar, wat ek dink soos daai lig nie. Ons het jare se basisse daar buite wat absoluut in vervallendheid is. Daar selfs basisse wat hulle toegemaak het. En daar's basisse wat gebou is op number 99, wat nie behoorlik gebou is nie, maar waar daar ou strukture gebruik was om vir ons basisse en daai tipe van dinge te bou, of hoe kan ek sê, te verbeter, wat ook al. En dit was oukei vir 'n tyd. Dit was oukei vir die seisoen waarin dit was. Dit was oukei, môre lofty. Dit was oukei vir die plekke waar ons opleiding ontvang het in verskillende metodes, maniere. Ek kan dink byvoorbeeld, ek kan regtig dink, ek kan vir julle sê, hierdie tipe gedagtes gaan nie weg nie. Ek dink byvoorbeeld aan die koeikamp in Tempe. As enige een van julle in Bloemfontein opleiding gekry het, dan weet julle van die koeikamp. En dan kan ek nie onthou of ek die regte woord gebruik of term gebruik nie, maar Kimberley was weer daardie lang pad. Daar was 'n ander woord daarvoor, 'n ander term vir dit. En maar die ouens wat in Kimberley opleiding gekry het, sal weet waarvan ek praat. En met my diensinname, môre Pieter, in 1981, Januarie, toe was ek by Discoblos in Kimberley. Lofty sê hy was daar. Ek was by Discoblos gewees in 1981. Vir die eerste, bietjie meer as 'n week was ek daar gewees. En ek sal nooit vergeet vir Korporaal Clark nie. Korporaal Clark het vir ons verdomp vermoor, daai ou. En hy was 'n Engelse man. En hy het ook so 'n lekker donker snor gehad. En hy het ook so 'n lekker donker snor gehad. En ek sal nooit vergeet nie, kyk, ek is 'n nie-roker. En die ergste ding wat jy vir my kon doen, was stompie parade. Om stompies te gaan optel. Dit was die ergste ding gewees. En ek het dit gehaat. So wat ek gedoen het was, ek het 'n klip opgetel, dan stap ek verder, dan sit ek die klip neer. Dan loop ek weer 'n end verder, dan buk ek weer, dan tel ek weer 'n klip op. En toe op 'n dag, toe tel ek 'n blaartjie op en 'n stokkie, en ek maak vir my 'n waiertjie. Jy weet daai waiertjies wat jy maak met 'n blaar, nee. Maar nie, goeiemôre. Jy maak so 'n waiertjie. Die ou manne sal weet waarvan ek praat. Want jy wil nie hierdie stompie parade gemors doen nie. Jy weet, jy het jou doibie aan, daai plastiese helm, en jou overall en boots, en dan moet jy die gemors optel van ander mense. Gister, dit was vir my maar in elk geval. En nou Clark sien wat ek doen met daai waiertjie. En hy hak af, en hy sê, brodies, moenie my koer nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Brodies, moenie my koer nie. Toe ek hoor, daar is 'n panser rekruut sentrum wat hulle opgerig het, so tafel en stoele en sambreel wat hulle opgerig het vir manne wat wil panserskool toe gaan. Toe vra hulle wie wil nou ander plekke toe gaan, en toe gaan ek na die pansertafel toe. Toe gaan praat ek met die ouens daar. En ek het al in stand 8 was ek al lus om panser toe te gaan. Ek het selfs 'n brief aan die Suid-Afrikaanse weermag gestuur waar ek hulle gevra het
dat ek graag wil Pantserskool toe gaan. Want ek het gehou van die Pantser. En, well, obviously, is logies. En ek sien nog 'n profielfoto hierbo, maar ek weet nie wie dit is nie, so sonsopkoms of ondergang. Goeiemôre. En in elk geval, toe sê ek vir hulle, ek stel belang, ek wil deel wees, ek wil graag in Lisel, goeiemôre. En ek wil regtig waar staandig mag aansluit. Want ek wou dit my loopbaan maak. En het was 2 dae, seker 2 dae, toe kom die oproep deur van Pantserskool. En toe kry ek my kit, sit hulle my op die trein, eers uitgeklaar uit Diskoblos uit, toe sit hulle my op die trein in Kimberley, sit hulle my op die trein Bloemfontein toe. Ry ek lekker nou alleen Esther, ek kon geëiwol het man, Davie, goeiemôre. Maar ek wou nie, ek was op pad Pantserskool toe. En by die skool aangekom, by die Stanema groep ingedeel, was nie 'n baie groot groep nie, ons was so 60 in die begin gewees. Maar na 3 maande was ons net 24 of 22. 18 panserkarmanne en 4 tankmanne, as ek 4 ouens wat tanks gedoen het. As ek nou heeltemal mooi onthou, is van die ander ouens wat meer kan onthou as ek. Maar dis wie ons was, ons was 'n panserkargroep, en ons was 'n tankgroepie van 4 ouens, 1 tank bemanning. En ek sal nooit ek mag nie sy naam sê op ek mag nie sy naam sê op Facebook nie. Maar hy was kom ons sê hy was maar ou Royes. Kom ons noem hom maar ou Royes. En ek sal nooit vergeet die eerste aand waar hierdie Lance Corporal een liner vir ons die hele nag omtrent besig gehou het met reëls en regulasies en al hierdie goed. Jog, hy het vir ons geïrriteer tot in ons klein toontjie in. Maar dit was nie lankie. Toe het ons hierdie groot oefening, al die troepe saam, Stanema en dienspligtiges. Dis nog voordat ons stafsersante en die goed ontmoet het, ons sersante en so aan. 'n manie sê, hy was ook in Diskoblos. En toe doen ons nou hierdie ding, en ek het nie 'n ou gehad wie ek moes nou skaap dra nie, toe moes ek 'n korporaal dra, Jimmy Stadler. Ek is nou nog lief vir ou Jimmy, en ek het hom jare laas gesien, maar as hy ooit hierdie video sien, dan moet hy dit maar net weet. Paar manne wat ek baie aan dink, soos Rodney Edward Shaw, en DJ Rou, en paar Glenn Harvey, al die ouens wat van die ander ouens het ons verloor deur die tyd, maar ek dink baie aan hierdie ouens. Dis 'n kameraadskap wat jy nie kan verloor nie, jy weet. En ek sal nooit daai eerste oefening onthou in Pantserskool nie, vergeet nie. Ek sal nooit vergeet nie. Want ek dra toe vir Jimmy Stadler. En terwyl ek hierdie ou dra, toe sê ek vir hom, jy stryd korporaal, jy's daar maar swaar, jy's vet, jy moet gewig verloor. Grootste fout in my lewe. Ek was nog arrogant geweest. Grootste fout in my lewe, mense. Toe ek weer kyk, net, toe gaan sê hy dit vir ou Tank Fourie. Die manne wat Tank Fourie geken het, sal weet wie was Tank Fourie. Daai man het 'n Norris Crooks gekry op die grens, maar in elk geval. Toe gaan sê hy vir Tank Fourie, "Jester, maar ou Tank Fourie voeter vir my op, hoor. Ek rol, ek kruip, hy maak my sat. Daai dag spandeer hy 'n paar uur net op my, en hy moor my, hoor. Hy moor my. My eerste oppie wat ek gekry het, was deur Tank Fourie gewees. Maar hy moor my. Ek sê vir julle, nee. Toe hy my klaar gebore, toe sê hy vir my, "Is jy seker? Jy wil nog in die Stanema panser wees, of wil jy huis toe gaan troep?" Toe sê ek vir my, "Ek is hier om te bly." Toe sê hy net, "Gaan was jouself, gaan eet." Yesterday, toe move ek. Maar ek was klaar. En dit was die begin van my opleiding gewees. Nou ek kan nou vir julle sê, as ek nou luister na hierdie ouens op radio, terwyl ek werk, dan sê radio aan. En dan luister ek nou, hoe praat hulle, en hulle ou sagte stemmetjies, en dan is hulle al 34 jaar oud. Jy weet, hulle is al 34 jaar oud, en hulle was nou by hierdie disco, en hulle was nou by hierdie band, en hulle het nou hierdie wonderlike musiekstuks, blyspel ding gaan doen, en weet julle nie, dan kry ek sommer so 'n pyn in my gat. Want ek weet hierdie ouens is slapgat, ruggraatlose goed, wat ons hierdie land mee moet opbou.
né? En ek glo baie van julle kan getuig met dit. Er is ruggraatloos. Daar is niks oomf daar nie. Eerlike waarheid, is seker nie die rugby spelers wat regtig waar 'n bietjie yster in hulle pype het. Maar hierdie ander Pieter, nee papa, nee papa. Hy is soos 'n slap jellyfish wat moet uitgesorteer word. So ons sal moet kyk na hierdie beginsel van weermag, van verdediging. Dis vir ons van kardinale belang. Manne, ons is besig om oud te raak. Ons moet dit erken. Ek is 64 jaar oud. Ek kan nie dit weer gaan doen nie. Ek kan gaan skiet, ja. Ek kan 'n bietjie drill, ja. En ek weet jou, as ek nou in 'n tank moet inklim, sal ek hom ry. As ek nou in 'n tank moet inklim, 'n merk 1A, ek weet jou, ek sal hom skiet. Ek weet jou, ek sal weet hoe om my sluitstuk uit te haal. Ek weet jou, ek sal weet hoe om daai ronde in te sit. Ek weet jou. Ek weet nou nog hoe 'n snotneus werk. En al hierdie tipe van goed. Mortier 60, 90. Ek weet jou, ek sal daai ding kan beheer en kan vat waar hy wil. Ek weet jou. Ek was net nie die beste panserkardrywer nie. Ek het een gerol. Maar dit was ook nie my skuld nie, maar in elk geval, dis 'n ander storie. Maar ek kan dit nog doen, né? Maar nou sien jy hierdie ouens op straat, jy sien hierdie ouens in die malls, en dink jy by jouself, ag, liewe Jesus, help ons tog. Kan ek tog nie daai ou se oorring of sy neusring uit sy neus uitruk nie. Né? Ons moet terugkom soontoe. Ons moet terugkom na daai dae toe. So hoe gaan ons dit doen? Kom ons kyk 'n bietjie hipoteties wat ek hier so het. Ons het 'n nuwe land. Kom ons sê die land is nou nuut, né? Wat sê Andrew? Ja, ek wil daai goed uitruk. Ons het 'n land wat nuut in state verdeel is. Hierdie state op hierdie stadium word bestuur en bedryf deur 'n mislukte verdedigingsmag. Alle verdedigingsstrukture is gekompromeer en ons moet sekuriteit aan die verskeie state bied en so vinnig as moontlik moet ons dit doen om die minste gedagte van 'n buitelandse inval te voorkom. Dit is belangrik dat ons weermag reg het, mense. Né? So, daar's 'n paar voorstelle wat ek maak. Die idee is natuurlik diensplig, verfiksheid, wapentuig en al hierdie goed, ons verstaan dit. Wat is ons doelwit? Ons doelwit is 'n vinnige, gestandaardiseerde, multi-etniese verdedigingsmag om oor alle state heen gevestig te raak, om buitelandse aggressie af te weer, deur gebruik te maak van bewese wêreldwye militêre opleidingsmetodes. Ons moet uit die boks uit dink. Ons moet uit die boks uit dink om hierdie jellyvisse wat in die strate rondloop, nou by mekaar te kan maak en uit te sorteer. So ek stel voor die volgende, ek sê nie dit gaan so wees nie, hierdie is maar net hipoteties, is 'n voorstelling. Ouderdom 18 tot 21 jaar. As jy 21 jaar oud is, wanneer die federale alliansie begin, as jy 18 tot 21 jaar oud is, 1 jaar opleiding, 'n volle jaar. Noem dit maar jou vakansiejaar. Jy gaan na die vakansieplaas toe. 1 jaar volle opleiding, volle basiese en gevorderde grondbeginsels. Volle basis, volle wapentuig, volle alles, 1 jaar. Dan klaar jy uit. Ouderdom 22 tot 27 jaar. Ons moet hierdie ouens uitsorteer, manne. 6 maande. Versnelde basiese en taktiese vaardighede. Ons moet hulle regkry in 6 maande. Dit beteken nie ons moet hulle in die grond indrul totdat hulle vrek nie, maar ons moet hulle ten minste kry dat ons kan weet hierdie ouens is okay. Ouderdom 28 tot 38 jaar oud. Hoor jy wat ek sê? 28 tot 38 jaar oud. 3 maande. Essensiële gevegsgereedheid, sodat hulle nog steeds kan beklei. Hulle weet hoe om 'n R4 uit mekaar uit te haal, of die ander platform waarin ek dink, wat miskien 'n beter platform is die AR platform, ons sal later daaroor gesels. Geslag, alle geskikte mans en vrouens word opgeroep. Geslagsneutrale standaarde in verskillende basisse natuurlik. Kernopleidingspilare, luister nou na hierdie ene. Kernopleidingspilare. 'n samesmelting
van Japaneese dissipline, Duitse presisie of presiesheid, Israeli aanpasbaarheid, Amerikaanse fisieke gereedheid en Chinese massa-opleidingsdoeltreffendheid. Sien julle hoe my gedagtes gaan? 'n kernaspek van seker van die 5, 1, 2, 3, 4, 5, seker van die 5 beste weermagte in die wêreld. 'n kernaspek. Japaneese dissipline, Duitse presisie, Israeli aanpasbaarheid, Amerikaanse fisieke gereedheid, fisiese opleiding, Chinese massa-opleidingsdoeltreffendheid. Het julle gesien as daai Chinese marseer in hulle massas? Hoe kom hulle daar? Ons was een van die beste spookdrill. Ken julle spookdrill? Beste spookdrill groepe in die panzer. Die staan in 'n groep. Ja, daai daar. Daai daar. Punt nommer A, drill en dissipline, week 1 tot 4 vir alle groepe, né? Japaneese drill, kata-agtige herhaling vir spiergeheue, Duitse masseer en sovoorts, gehoorsaamheid aan bevele, Israeli vinnige besluitneming onder stres. Byvoorbeeld die Tironit maatstelsel drill. Dit is net 'n konsep wat ek hierso het, wat ek gesien het, wat ek ingesit het. Dit is goed waar daar later na gekyk kan word, né? Fisieke fiksheid, deurlopend, Amerikaanse kraguithou vermoë, hindernisbane, rugzakmars, liggaamsoefeninge, daai tipe van goed. Chinese hoë volume groep LIT oefeninge en dan Israeli sandsak dra, naloop, streshardering. Dis alles belangrike dinge hierdie. Wapentuig, week 5 tot 8 vir 18 tot 21 en dan verkort verander. Amerikaanse Duits geweermanskap of marksmanship soos hulle sê, die AR-platform het ek genoem en dan instandhouding daarvan. Israeli puntskiet, het ek net gou die ander blad hier so optrek. Het ek net die regte, ja, rapid decision. Point shooting, ja, urban combat drills, ambush reaction, gevegsoefeninge, hinderlaag reaksie, daai tipe van goed. Chinese groep 4 taktieke, group fire tactics, hulle is baie goed daar. Volley fire drills for mass conscripts, is baie as die massa ouens opgeroep word, hoe om in 'n massa te beweeg, nie net 'n peloton nie, of ja, wat is dit in die wat sal ons dit noem vir die tog. Graspol, wat sal ons dit noem vir die graspolle? In elk geval, julle weet waarvan ek praat, die ouens wat daar was. So, en dan kyk ons na taktiese grondsbeginsels, né? Belangrik taktiese grondbeginsels. Ons kyk na week 9 tot 12 en dan opsioneel vir 28-38. Hinderlaag tegnieke, 4x4 groep tegnieke, Duitse verdedigingssloot bou, posisie hou tegnieke, Amerikaanse patroliebasis beginsels, landnavigasie, noodhulp. Dan tot staatsvlak implementering, hierdie is ook baie belangrik. Staatsvlak implementering. Dit gaan eers weer hierso kleiner maak. So 3 maandelikse siklusse, overlapping, oorvleelende groepe vir deurlopende gereedheid. Instrukteurs, ons moet die oud veterane werf, ons ou manne, en dan ook buitelandse ou manne, né? Veral byvoorbeeld die Israeli mikwe alon afrigters. Mense, ek het werk gedoen op hierdie goed. Hierdie goed wat ek noem, het ek nie duim gesuig nie. As jy na die video weer luister, dan kyk jy na die woorde wat ek noem. Mikwe, M-I-K-V-E, alon afrigters. Net kyk, ja, dis dieselfde in die Engels, né? Kulturele integrasie is baie belangrik. Ons moet ten minste 'n bataljon hê per staat. Alright? 'n bataljon Wenda, 'n bataljon Pedi, 'n bataljon Zulu, 'n bataljon Xhosa.
En wat great is van hierdie verskillende groepe, is hulle kan kompeteer teen mekaar. Daar kan drillkompetisies wees, daar kan sportkompetisies wees, ons kan teen mekaar kompeteer. Maar dan moet daar opleiding wees vir integrasiebeweging. En natuurlik die opleidingstaal. Die opleidingstaal, manne, sal 'n mengsel wees van Engels en Afrikaans, met Engels as prioriteit. Dis van kardinale belang. As jy wil 'n federale 'n land soos ons moet federaal maak, kan ons nie Zulu kies nie. Ons kan nie Xhosa kies nie. Ons kan nie, wel, miskien kan ons. Miskien kan ons sê Afrikaans en Zulu. En die ouens opleiding gee daaraan, veral vir die massabeweging. Jy weet? Veral vir massabeweging. Maar hierdie is goed wat ons diep sal moet bespreek wanneer die tyd kom, Wapens, ek hou van die AK en die AR variante. Dit is, ons kan 'n ordentlike wapen bou uit daai goed uit. Onthou ons het die R1, vanaf die R1 het ons gegaan na die R3, R4 toe, R5. Ons het goeie wapens gemaak, maar ons wapens kon beter. Ek dink ons het van die beste, wat was daai wapen wat ons gebruik het, Lofty, Mani, daai wapen wat ons gebruik het vir vuur in beweging, wanneer ons vuur in beweging gedoen het, wanneer die ouens vorentoe beweeg, dan het jy een groep wat, gister, daai ding was swaar, wat was daai wapen geweest, kan jy onthou, gister, ek het te veel dinge in my kop, maar ek kan nie daai wapen onthou nie, maar julle weet waarvan ek praat. Ek dink Suid-Afrika het een van die bestes gemaak in daardie opset, Wat kan ek vir julle nog sê hierso? Ja, ons kan hieroor gesels ook. Hoe kom ek daai deel hierso sit? Handleidings is belangrik. Dit moet bondige handleidings wees. Maar 1 tot 3, uiterste LET en drill, dit breek die LMG. Dankie manne, dankie die LMG, Andrew. Dankie. Dit breek individualisme en bou eenheidsidentiteit, julle weet wat dit is. Uiterste drill, uiterste liggaamsoefeninge. Maand 4 tot 6, wapenmeesterskap, lewendige vuur, as die ding nie funksioneer nie, al die type drills, Maand 7 tot 9, klein eenheid taktiek, reageer op kontak, flankeer, terugval onder vuur, al die belangrike kernaspekte. Maand 10 tot 12, staatsspesifieke opleiding, hierdie is baie belangrik. Ons kort staatsspesifieke opleiding, terreinopleiding, woestynopleiding, ons kort bergopleiding, ons kort bosopleiding, plat terreinopleiding, daar's verskillende goed, soos daar buitekant Hotas Hel, wat was daai area? Ek vergeet die basic goedjies vergeet ek baie keer. Julle weet daai opleidingsterrein buitekant Hotas Hel, yesterday, daai was 'n ander stuk area, daar het ek voertuigopleiding gegee. Maar ek kan seker goed wat dan nie kan onthou nie. Jy onthou my, onthou nie, julle weet wat ek bedoel. So dit is daar. En dan sal ons moet, hierdie is eintlik 'n baie belangrike ding hierdie, mens noem dit deterrence messaging. Andrew sê was 'n rooi kop. Ons noem dit deterrence messaging, ons praat van publieke diensplig getalle wat ons publiseer. Hierdie is om die ouens te laat, wat gaan hier aan? Ons praat van 500,000 oplei in 6 maande. Ons sê seker goed, maar dit gaan obvious nie gebeur nie. En ons gebruik massa drilloefeninge by ons grense, sodat die ouens kan sien, hierdie ouens is ernstig. En dan het ek dit genoem, ons gebruik stammededingendheid, positiewe stammededingendheid vir kompetisies en eenheidsprestige en sulke goed. Kom boertjies, julle sê mos julle is die beste. Julle sal dit moet bewys.
Julle sal moet bewys. Kan julle julle indink, 'n peloton boere teen 'n peloton Zulus. Kyk wie kan die vinnigste weermag oefeninge doen. Die beste, vir prestige. En vir daai volgende jaar, dan is daai basis en eenheid is nommer 1 in Suid-Afrika en word so beskou ook. Manne, dis tyd dat ons trots terugkry. Dis tyd dat ons weer trots is in ons land, trots is in ons vlag, trots is in ons weermag, trots is in die dinge wat ons kan doen. Ek praat nie van verkeerde trots nie. Ek praat nie van arrogante, verkeerde houdinge nie. Ek praat van, ek sal nooit vergeet nie man, ons het 'n James Weekly gelees. Onthou julle die James Weekly, waarin die verskillende weermagte bespreek was. En daar was 'n bespreking in die James Weekly gewees. Wie is die beste weermag in die wêreld? Die Israelies of die Suid-Afrikaners? Dit was tydens ons Bosoorlog. Wie is die beste weermag? Die Israelies of die Suid-Afrikaners? Hey, my dogter is besig om te kyk. My dogter daar in die Arabiese Emirate. Hulle my dogter. Goeiemôre. Dis nou amper 10 daar by julle. So ons moet daai tipe trots weer terugkry in ons land. Jy weet, waar as jy jou vaandel, of dit nou die panservaandel is, of die infanterievaandel, of die parabatvaandel, né, vleisbomme, het ons hulle genoem. Maar daar is soveel nuwe gevorderde tegnieke nou in die wêreld as wat ons gehad het daai tyd. Ons kan soveel beter wees. Ons kan soveel beter wees. En dis die tipe trots wat ons moet terugkry. Ons moet dit weer terugkry, mense. Ons moet dit weer kan inbou in ons mense in. Daardie slapgatgeit, né, moet gaan. Daardie moffie. Dan moet nie een gay in Suid-Afrika wees nie. Hy moet te bang wees om 'n gay te wees. Want hy het militêre opleiding gekry. En hy kry borshare en hy kry flippend testosteroon. En hy's 'n man. Né? Daai feminisme goed moet gaan. Ek begin sommer nou amper profeteer hierso oor hierdie goed. Maar dit moet gaan, né? Dit moet gaan. So ons moet dit reg doen. Ons moet kom by wat ek dit gou hierso sien. Ek hoop ek het dit nou reg vertaal. Kom ons kyk gou hierso na die Engels. Ons moet kom by 'n plek a minimally competent numerically hoekom kan ek dit nie sien nie? Hier is nou hierdie header stupid ding hierso voor my. In elk geval, kom ek lees dit in Afrikaans. 'n minimale bekwame numeriese oorweldigende mag. Luister na daai woorde, dit is wat ons moet bou. 'n minimale bekwame. In ander woorde, jy oordonder nie die troep met allerlei snaakse goed nie. Hy moet 'n sekere tipe job kan doen. Bekwame numeriese, in ander woorde, baie. Kan julle imagine? Ons het 11 state en 11 bataljons. 11 bataljons. 11 pansergroepe, 11 infanteriegroepe, 11 parabatgroepe, 11 mediese personeel, 11 logistiek, 11, en hulle kan almal saamwerk. Kan jy jou indink? Verwoerd het so verkeerd gedink oor hierdie goed, man. Hy moes buite die boks gedink dat hy kon nie. Om inval te ontmoedig, en ons moet hierdie goeders doen, sodat ons kan tyd koop vir professionele magsontwikkeling. Professionele magsontwikkeling. Ons sleutel is spoed, perfeksie, samehorigheid, kompleksiteit, sigbaarheid en geheimhouding. En geheimhouding. Die ouens moet wonder, hoe die hel het hulle dit reg gekry? Hoe het hulle dit reg gekry om hierdie goeders te kon doen? In so 'n kort periode. Ons moet binne 6 maande, nee, ten minste 'n effense verdedigingsvermoë hê. Ons sal moet. En ons sal die huidige weermag moet uitsorteer. Ons sal hulle moet opgradeer, uitsorteer. Heropleiding gee. Daai vet gat ousies
en mans in die tans in die weermag, nee, gaan verdwyn soos mis voor die oggendson. Jy sal moet 'n flippin 2,4 onder 15 minute kan doen. Eintlik beter as jy kan onder 12 minute. My beste was 9 minute 30 sekondes. Dit was my beste. Ek kon nie beter as dit nie. Maar ek was toe topfiks gewees. Maar ek kon nie beter as 9 minute 30 sekondes nie. En dit was in Zeres, 2 spesiale diensbataljon. Toe ek 'n instrukteur, ek het my beste tyd gehardloop toe ek 'n instrukteur was. Boots, breinbroek, t-shirt. Toe ek my beste tyd gehardloop. Okay, ons het dit gedoen sonder geweer en sonder kyk Andrew, 9.42, fantasties, jy kan dit onthou. Verstaan julle wat die weermag aan jou doen, manne? En dames daar buite. Jy onthou die dinge. Want daar was respek. Daar was 'n samehorigheid. Ja, jy het miskien nie reg gekom met elke liewe ou nie. Jy weet, ek het vasgesit met die boertjies. Want ek was boer en Engelsman. Ek was 'n in-betweener. Ek het meer met die Engelse ouens gechat as met die boere. Maar daar was 'n paar boere in my groep, en ek sê dit reguit, ek het gedink hulle is 'n bietjie nie so slim nie, dat ek dit so stel. En daar's van hulle wat tot vandag toe my haat, man, omdat ek dit vir hulle reguit gesê het. Ek hoop hulle het oor dit gekom en dat hulle bekeer en na Jesus toe gedraai. Ek weet een ou het, ek weet van een ou. Ja, ek weet van een ou. Maar weet jy wat, nee? Daai 18 ouens, daai 24 ouens, want ons het die tanker saam met ons getel, nee. Ou Loftie sê 10,2, fantasties. Daai tank ouens en ons pansergroepie, nee, ons was so gewees, man, so. Wat was een ou was Nieuwenhuis gewees. Nee? En wat was die perd wat so met sy motorfiets gery het? Ja, ek kan nie eens onthou nie, so lang tyd terug. Maar daar is name wat ek kan onthou. My instrukteurs was Floors Venter, tank vir die kapteins, ja, wie was die kapteins? Ek weet nou, Jimmy was ons korporaal, Jimmy Stadler, en ek dink daar was 'n kaptein Stander gewees, daar was grobbies gewees, 2 grobbies, 2 verskillende grobbelaars, en ja, die tyd gaan net verby, en 'n mens kan regtig nie alles onthou nie, maar daar is sekere goed wat jy kan onthou. Jy onthou hoe dit gesmaak het in jou mond daar in die koeikamp. Tempie opleidingsterrein. Die reuk van die kruit van die kanon van die tank. Wat was dit, 105, 106, 102, ek kan nie onthou nie. Maar die Browning was 12,76, ons rondes was 5,56. Daar is seker goed wat jy kan onthou. Die 60 mm mortier, hoe om die kop te draai, en hoe om jou gasfilters en jou goed, wat noem mens daai goed? Daai lonte, gaslonte goeders daar in te sit in die kante in die loop in, boom. 106, dankie Andrew, die 106. Nee. 'n Ou onthou sulke goed. Maar vat vandag se jongetjies, vanaf 1995 tot nou. Mense, dis 31 jaar. Laities van 31 jaar oud. Hulle weet nie, oom, hulle weet nie. Hulle weet nie. En ons moet hulle laat weet. Ons het 'n ryke tradisie en ons moet hierdie goeders terugvat, né? Ons moet dit terugvat. Hoekom? Want ons weet waarna toe ons op pad is en ons weet wat ons gaan doen. Ons is vryburgers. Ons is boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is. En 'n baie belangrike ding wat ek ook wil noem, ek is eerste mense, ek het gedink ek was klaar verlede week en toe kom die data nie in nie en toe sorteer ek die data uit. Maar deur die genade van bo, julle moet saam bid, saam staan, dat ek hierdie toep kan klaar kry. Jaco het 'n ou se naam vir my gestuur, wie my dalk kan help, maar dit help nie, die ou is deur en ek is hier en hy moet hier op die skerm kan sien waarmee ek besig is. Jy weet so, ek glo ek sal hom wen. Ek het al vrek ver gevorder.
As jy 'n rugby liefhebber is, jy like om die ding op jou foon te hê. Jy sal dit love, soos hulle sê. Moenie hierdie ding vergeet nie. Saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie, né? Fantastiese dag vir julle verder, fantastiese week. En as dit die Here se wil is, chat ons weer Woensdagoggend en ons kyk na 'n ander konsep waarna ons moet bou. Miskien kyk ons na die polisie konsep of so iets. Maar ons kyk na die konsepte. Ons praat nie politiek nie, ons doen politiek. Ons doen wat reg is en ons berei voor. Ons berei voor. Alles wat mooi is vir julle, né?